coming into the ministry. By at this time, we know that we need to win souls and bring them into the kingdom of God, and we minister these things again. You know, we give them milk. It's exciting. So vandag praat ons bietjie oor een tema wat nie verlore kan gaan. En dit is 'n hart na God. 'n Hart wat spesifiek na God toe gaan, 'n hart wat met God een raak. En as 'n mens vir iemand vra, wie is jy? Wat sou mense gewoonlik sê? Hulle sal sê ek's 'n onderwyser. Is daar onderwysers in die kerk vandag? As 'n paar. Ek's 'n sakeman. Ek's 'n ma, nie ekkie. Dis wat julle sal sê. Ek's 'n student. Ons het al die verskillende dinge wat ons sal sê ons is. Ons identiteit. Maar dis ook nie ons identiteit nie. Ons beskryf onsself dikwels volgens wat ons doen. Ander beskryf onsself volgens wat hulle bereik. Soos 'n voorbeeld. Hoe weet jy 'n affieseun was in affies? Hy sal vir jou sê. Jy hoef eers te vra nie, hy sal klaar vir jou sê. So, ander sal dalk hulle self beskryf volgens hulle sukses, volgens hul besittings, volgens hulle status. Maar wanneer God na mens kyk, vra hy nie hoeveel geld jy het nie. Hy vra nie hoe bekend jy is nie. Hy vra nie hoe algemeen jy is nie. Hy vra nie hoe slim jy is nie. Hoe groot jou bediening is nie. Hy vra nie al die dinge waarna mens kyk nie. Hy vra nie daarna nie. God vra iets dieper. Hy vra, hoe lyk jou hart? Die Bybel vertel ons van Saul, wat alles gehad het. Almal ken koning Saul. Hy was lank. Die Bybel beskryf hom as lank, aantreklik. Dinge wat ek nie is nie. Hy was indrukwekkend. Hy het soos 'n koning gelyk. As jy na hom gekyk, dan dink jy, hierdie ou is 'n koning. Net soos ons na 'n president kyk. Hy lyk soos 'n president. Jy kan sien hoe hy loop. Donald Trump, jy weet sommer as hy in die kamer is. Almal kyk. Maar sy hart was ongehoorsaam. Hierdie koning wat alles gehad het, wat gelyk het soos wat ons beskryf het nou net, maar een ding was ongehoorsaam en dit was sy hart. Toe kies God 'n jong skaapwagter. Niemand sou Dawid eers gekies het nie. Selfs sy eie pa het eers later hom genoem, hom geroep, om in lyn te staan. Maar God het iets in Dawid gesien wat niemand gesien het nie. Hy het 'n ander hart gesien. 'n Hart wat hom lief gehad het. 'n Hart wat gehoorsaam was. 'n Hart wat nederig was. Het God raak gesien. En dit laat ons besef, God soek nie volmaakte mense nie. God soek nie die sterk mense nie, hy soek nie die sterk manne wat gym nie, hy soek nie die slim manne wat universiteit toe gaan nie, hy kort nie daai mense nie. Hy sal die man langs die straat gebruik. Hy sal die man gebruik wat verbroke is. Hy sal die man gebruik wat nederig is. Hy sal die man gebruik wat stil is. So die vraag is nie, hoe lyk my lewe op Facebook nie? Hoe lyk my lewe op Instagram of al die ander goeters nie? Die vraag is ook nie, wat dink mense van my nie? Dit wat mense van my dink of van ons dink, maak nie saak nie. Die vraag is, wat sien God wanneer hy in my hart kyk? En dis 'n diep vraag. Want is dinge wat mense wegsteek? Ons dinge wat mense gedoen het in die verlede, wat hulle nog vasaanhou? Daar's dinge wat mense mee sukkel, wat weggesteek word in die donker hoeke van ons harte. En die Here kyk deur ons wat dit probeer wegsteek en hy sien dit raak. Hy sien dit nie raak omdat hy ons wil uittrap of ons
wil weggooi of wegloop van ons nie. Hy sien dit raak sodat hy kan help. Sodat hy die helper kan wees, sodat hy ons kan transformeer van binne af na buite toe. Die woord sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So die eerste punt, 'n hart na God verlang eerste na God. Jeremia 29 vers 13. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele harte. So die eerste kenmerk hierso is 'n hart van God is 'n diep verlange na sy teenwoordigheid. Dit is 'n hart van God. God eerste. God eerste hierso. Maar sodra ons God in 'n rangorde sit, dan bly hy eerste. In plaas van hom eerste te sit hom eerste in elke liewe orde. So, mense sal sê, God, my familie, my werk, dan die res. Wat God vra vir is, my familie, God in die middel van dit. My werk, God in die middel van dit. En so moet God in die middel van elke liewe situasie en ding wees wat ons aanpak. Dis wat hy wil hê. Nie net hom eers op 'n Sondag nie. Hy soek ons, hy wil hê dat hy in alles moet wees in ons verhoudings met enigiets wat ons aanpak. Dis wat God wil hê. Daar's 'n groot verskil tussen godsdiens beoefen en God self soek. Om God op 'n Maandag te gaan soek. En nie net op 'n Maandag nie, op 'n Dinsdag, 'n Woensdag, 'n Donderdag, 'n Vrydag. 'n Mens kan elke Sondag kerk toe gaan en tog ver van God af leef. Dis die waarheid. Jy kan die Bybel lees sonder om jou hart te verander. Jy kan bid sonder om werklik na hom te verlang. Dawid se grootste begeerte was nooit die paleis of dit wat hy gehad het nie. Dawid se grootste begeerte was God se hart. Nie sy koninkrykie, nie sy rykdom nie. Sy grootste begeerte was God. Psalm 27 vers 4 lees ons: Een ding het ek van die Here begeer. Dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Dit was Dawid se grootste begeerte. Nie as om koning aan te gaan nie, nie as om Israel te lei deur dit wat hulle deurgegaan het nie. Sy grootste begeerte was om by die voete van God te wees. Daar het hy sukses gevind, daar het hy liefde gevind, daar was hy op sy beste. Daar het hy sy krag gevind. Nie in die geld wat hy gehad het nie, nie in die manne wat hy kon koop om te veg nie. Sy krag was in God. Sy liefde was in God. Een ding, nie baie dinge nie. God self, is 'n illustrasie, wanneer twee mense verlief is, wil hulle by mekaar wees. Hulle maak die tyd, hulle verlang na mekaar, maar so behoort ons verhouding met God ook moet wees. Jy moet verlang na die Here. As jy nie daai oggend gebid het nie, moet jy jouself so op die been slaan en sê, ja, ek het nie gebid nie man, kom ek bid gou. Dit moet nie 'n gewoonte wees nie, maar dit moet 'n verhouding wees. Verhouding is baie dieper as net opstaan 'n vinnige gebedjie en dan gaan jy. Ons skeep so vinnig 'n gebed af, dat ons vergeet hoe heilig dit is, hoe belangrik dit is, hoe intiem gebed is. Jesus bevestig in Matteus 22 vers 37. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Wanneer laas het ons God gesoek sonder om vir iets te vra?
Wanneer laas het ons in die teenwoordigheid van God te gaan sonder om iets te vra, iets te ontvang? Wanneer laas het ons om geprys en worship sonder om iets te verwag, om net te sê, Here, hier is ek sien, ek weet en ek glo wie U is. U teenwoordigheid is genoeg vir my. Wanneer laas was Jesus ons eerste en grootste begeerte? Die tweede punt is, 'n hart na God leef in gehoorsaamheid en heiligheid. Ware liefde vir God wys sigself altyd in gehoorsaamheid. Ons sê maklik, ek het die Here lief. Ons kan maklik sing. Ons kan maklik selfs hier voor staan en sê, ek het die Here lief. Maar Jesus sê in Johannes 14 vers 15, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Bewaar my gebooie. Liefde word nie net met woorde bewys nie. Dit word met gehoorsaamheid bewys. Gehoorsaamheid. Noag was gehoorsaam toe niemand geglo het nie. Abraham was gehoorsaam sonder om te weet waarheen hy moes gaan. Moses was gehoorsaam ondanks sy vrese. Maria het gesê in Lukas 1 vers 38, laat met my gebeur volgens U woord. 'n Hart na God sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou U. 'n Hart van God sê, Here, laat U wil geskied in hierdie situasie, nie myne nie, maar U sin. Gehoorsaamheid lei altyd tot 'n lewe van heiligheid. Heiligmaking is nie maklik nie. Dis wanneer jou ja 'n nee moet word en wanneer God se nee jou ja moet word, waar jy sê, Here, ek volg U. U nee is my nee, U ja is my ja. Ek sny my wil af, my vleeslike ja en nee sny ek af sodat ek kan inpas in U wil vir my lewe. Ons leef in 'n wêreld waar sonde normaal raak. Ek weet nie of julle gesien het nie, daar in 'n preek wat ek gehad het oor vestings. Sonde is so gewoonte, waar dinge wat van die ooms en tannies sou aanvang, as julle sou aanvang wat nou gebeur in daai tyd, julle ouers sou julle, ek weet nie, rooi slaan. Maar sonde word so gewoond, ons sien dit in die generasies, in die nuwe generasie. Dinge word so genormaliseer. Die vraag is nie hoe naby ons aan hierdie sonde kan lewe nie. Die vraag is hoe kan Jesus meer behaag deur ek wat wegloop van hierdie sonde. Ek wat nee sê, ek wat die lig is in hierdie donkerte. Hoe kan Jesus meer behaag in daai omstandighede wanneer ek hom nader? Nie net wanneer die omstandighede goed of sleg is nie, maar in ons alledaagse lewe. Die derde punt is, 'n hart na God bly sag en leesbaar. Party mense kan 'n mens dit lees. Mens weet, ja, hierdie tannie is regtig vrolik. Of hy oom, hy's kwaai, maar hy het 'n sagte hart. 'n Derde kenmerk van 'n hart na God is dat dit altyd bereid is om deur God verander te word. Bereidwilligheid is nie net iets wat 'n mens sê nie. Dis 'n aksie. Dis 'n gedurende aksie wat konstant uitgeleef moet word. Bereidwilligheid is nie net ons wat ons hand opsteek nie, maar ons wat hardloop na die missie toe. Ons wat letterlik sê, Here, hier is ek. As ek moet spring, dan spring ek. As ek moet gaan na Ninive toe, dan gaan ek. Hoeveel van ons sal ons hande opsteek wanneer die Here vir ons sê, gaan by daai dorpie in en gaan deel, sê mense van Jesus. Hoeveel van ons is bereid om op te offer dit wat ons het? Ek praat nie van finansies nie, ek praat van dit wat die Here ons mee geseën het.
Dawid was nie 'n volmaakte persoon nie. Hy het ernstig gesondig. Hy het oorspel gepleeg. As julle nie weet wat dit beteken nie, vra die persoon langs julle. Hy probeer om sy sonde weg te steek en hy het self moord laat pleeg. Hierdie man wat so naby aan God se hart is, het al hierdie dinge gedoen. Hoeveel van ons sou sê, ja, hoe kan die Here hierdie ou weer gebruik? Hoe kan die Here hierdie ou laat koning bly? Maar God het verby sy sonde gekyk en hy het sy hart gesien. Hoeveel van ons kyk na die buitelike sonde van mens in plaas van om in die hart in te klim en te sê, hierdie is die liefde van Jesus. Psalm 51 vers 12. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my 'n vaste gees. So Dawid, nadat hy gesondig het, vra hy nie vir God weer vir sy troon nie. Hy vra nie vir al die besittings wat hy gehad het nie. Hierdie is 'n koning wat verbroke is met pyn, omdat hy God oortree het met sonde. En die eerste ding wat hy nie aanspreek dis nie sy besittings hier, dis sy hart. Want hy besef dat die ewigheid baie belangriker is as die lewe wat ons hier op die aarde het. Die ewigheid is baie belangriker as dit wat ons nou hier, die skatte wat ons hier bymekaar maak. En Dawid besef dat as sy hart nie reg is met God nie, sal die res wegval. Met die res kan hy nog aanlewe, maar hy is nog steeds 'n gebroke man. So hy vra, gee my 'n rein hart. Hy verstaan dat wanneer sy hart reg is, sal sy lewe ook regkom. God soek nie mense wat nooit struikel nie. Ons almal struikel, ons almal val. Dit is 'n gewoonte. Hy soek mense wat hul laat reg help. Mense wat op die naam van die Here roep. In die goed, die sleg. Mense wat God soek vir wie hy is, en nie net wat hy gee nie, maar vir wie hy is, die karakter wat hy is, die liefde, die genade, die heiligheid van God aan te roep en sê, Here, ek wil in u teenwoordigheid wees. Dis wie God wil hê sy kinders moet wees. Nie die slim dokters nie, nie die mense wat alles reg het in die lewe nie, die mense wat hom roep, omdat hulle hart begeer om saam met hom te wees. Dis hoe ons as Christene moet wees. So, een ding wat in die pad kom is trots. Trots sê, ek het God nie nodig in hierdie situasie nie. Ek sal hom nog aanroep, maar ek noem nie nou hier nodig nie. Nederigheid sê, Here, sonder u kan ek niks doen nie. Jesus self het sy disippels se voete gewas. Die koning Jesus Christus het sy disippels se voete gewas. Hoeveel te meer moet ons dit vir mekaar doen nie? Hoeveel te meer moet ons daai liefde, daai nederigheid vir mekaar wys nie? 'n sagte hart vergewe. Ons kan nie God lief hê en mense haat nie. Dit is onmoontlik. As jy iemand haat, het jy nie God lief nie, want dis wat die skrif sê. Dis wat die skrif sê, is nie my woorde nie, dis wat die skrif sê. God is liefde, en nou waar God gevestig is, daar sal hy liefde uitstort. Vergifnis beteken nie dat wat gebeur het reg is nie. Vergifnis beteken, Here, ek gee hierdie saak oor vir u. Dis wat 'n hart na God doen. Jesus het aan die kruis gesê, in Lukas 23 vers 34, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. 'n sagte hart vertrou God. So Dawid het oorlog beleef. Hy is vervolg, hy is verraai. Hy het
groot verliese ervaar. En nogtans sê hy in Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ware geloof word nie in die vorm van alles maklik, waar alles maklik is nie. Dit word gevorm wanneer ons kies om God steeds te vertrou. Dis waar geloof inkom. En dis waar geloof getoets word in moeilike omstandighede. So 'n hart dra vrug. 'n Gesonde boom probeer nie vrug dra nie. Ons moet nie probeer vrug dra nie. As ons hart die vrug dra, gaan ons natuurlik die vrug wys en deel. As die wortels gesond is, kom die vrug van self. Wanneer ons naby God leef, verander die Heilige Gees ons daagliks. Dan begin mense sien meer liefde, meer vreugde, meer geduld, meer vriendelikheid, meer selfbeheersing. Nie omdat ons harder probeer nie, maar omdat ons na God toe gaan, sodat ons hier begin verander. Dit is moeiliker om die buite te verander as wat 'n mens hier binne, want dit begin binne. Dit is soos wat ons wil oefen. Jy gaan gym toe, maar om my uithou vermoë te hou, begin hier. Is 'n saak. So as jou hart reg is, sal die res van self verander. So ek wil hê dat jy jouself vra. Ons moet onsself vra. Is ek nog honger na God se hart? Is Jesus steeds my eerste liefde? Nie my derde nie, nie my vierde nie, nie my gewoonte op 'n Sondag nie. Is hy my Maandag? Is hy my Dinsdag? Is hy my Woensdag? Is hy my Donderdag en my Vrydag, my Saterdag en my Sondag? Is hy my eerste liefde om mense wat ek nie ken nie? Is hy my eerste liefde in 'n vriendegroep wat nie dalk die grootste voorbeeld is nie? Is hy my eerste liefde in elke liewe ding wat ek aanpak? Lees ek sy woord? Praat ek nog met hom in gebed? En met gebed, dis nie die groot fancy woorde nie, dis waar mense dit verkeerd kry. Gebed is 'n gesprek wat jy intiem met God het. Waar jy sê, Here, hier is ek. Hier is ek met my hart oop na U. Ek kan nie die grootste woorde gebruik nie, maar U is onbeskryflik en ek kom in my nederigheid na U toe. Geen woorde kan U heiligheid aanskou nie. Ek kom soos wat ek is. Ek kom met my probleme. Ek kom met my talente. En ek kom sit by die voete van Jesus. So God vra, gee my jou hart. Gee my jou hart. Gee my jou alles. Dis wat hy wil hê. Hy begeer elke persoon hier. Toe God die aarde deursoek vir 'n koning, het hy nie die sterkste man gekies nie. Hy het 'n skaapwagter gekies. Hy het nie die rykste man gekies nie. Hy het 'n jong seun gekies. Mense wat sê, Here, ek gee nie net vir U my Sondag nie. Ek gee vir U my lewe. En dis wat hy wil hê. Hy begeer jou. Hy begeer jou hart. So deur die week gee ek vir die Here my hart. Ek gee hom my werk. Ek gee hom my huwelik. Ek gee hom my kinders. Ek gee hom my tyd, my drome, my hele hart. Want wanneer God jou hart het, het hy jou lewe. So dalk het jou hart koud geword. Dalk het jou hart begin krummel. En dalk het jy jou eerste liefde verloor. Maar ek het goeie nuus. Jesus is 'n God van genade. Jesus is 'n God van herstel. En hy is 'n God van liefde. Hy genees gebroke harte. Hy reinig sondige harte.
Hy vul leë harte, hy gee nuwe lewe en hy kom vandag na jou toe. So ons gebed is, soos wat Dawid gesê het, skep vir my 'n rein hart, o God. Gee my opnuut my 'n vaste gees. En dis hoe ons as Christene moet voortduur deur die lewe, om 'n hart na God te hê. Dit is so maklik om dit om te draai, waar ons probeer sê dat God 'n hart na ons moet hê. Hy het klaar sy hart vir ons gewys op die kruis. Dis ons beurt, dis ons tyd om te sê, Here, hier is ek. Ons sien u heiligheid, ons sien u genade. Kom hernie my, kom vervul my. Vra ons lank die aanbrengspan om vorentoe te kom. Thank you for watching. As we come to the end of this powerful message, we invite you to be part of something greater. At Barberton Full Gospel Church, our mission goes beyond these walls. Through our benevolence ministry, we bring hope to those in need, care for the elderly, and through the Barberton Recovery Center, BRC, we walk with individuals on a journey of restoration, healing, and new beginnings. We also invest in the next generation through Kids in Christ. But we cannot do it alone. Your partnership can make a real difference. Whether through giving, volunteering, or prayer, you become a vital part of changing lives and building a stronger community. Join us, stand with us, be the hands and feet of hope. Barberton Full Gospel Church, together we make an impact that lasts.